Die kronieke van die oorlog van Siele-reeks. Boek 1. Velaria. Die begin van die einde. Hoofstuk 23. Die eysteroptog. Die eysterpoorte wat in die ingewande van die berg gaapte, het die laaste rye van die krygsmag uitgespieg, 'n eindelose rivier van bastaardpyle, swaarde, spiese en verroeste harnasse, wat weggekronkel het in die bloedrooi skemer van sonsondergang. En toe die laste slaghorde met staal teen klip rinkelend die buik van die vesting verlaat het dit gebeur, die laaste ding wat die bolwerk moes verteer, soos 'n klipmaag wat gal uitbraak. Op die kruin van die grafheuwel, waar 'n troon uit verbleekte skedels en groot, met tyd verswarte bene opgestapel was, het die eystersjamaan verskyn. Hy het onbeweeglik gestaan en sy donker silhouet het gelyk soos deel van die duisternis self wat in die weste opgeruk het, geweef uit die skaduwees wat aan die voet van die berg gewoel het, en die koue asem van die rotse, waarvan die bloed verkil. Sy stem, toe dit klank, was nie 'n donderende gebrul nie. Dit was koud, presies en stil, soos die lem van 'n obsidiaan dolk wat stadig tussen ribbes inglip, en dit het in die bevrore, swaar lig gereis met een enkele woord, waarvoor die harte saamgeknip het van die min wat nog kon hoor. Gevangenis. Die woord het in die ruimte gaan, soos 'n druppel gif wat in stilstaande water val, en het stadig in sirkels uitgebrei oor die oorblywende handjievol lewe. Daar was nog 'n paar dosyn siele oor, diegene wat nie op die altaar geoffer kon word nie, wie se lewenskrag nie tot die laaste druppel deur die bloedrooi kristal op die top van die sjamaan se staf gesyp is nie, soos 'n stolsel van antieke haat. 'n Paar kaïd met vel verbleek van vrees en vuilheid, en 'n paar verskrikte mense van die grensdorpe, die wat vir later agtergelaat is, soos oorskietkos na 'n fees. Later het nou aangebreek, en dit het na yster, stilstaande water en verrotting geruk, wat van die beenpiramide afgekom het. Hulle is nie saamgeneem nie, swak, uitgeput deur lang gevangenskap, sou hulle net 'n las wees, 'n rem op die eysteroptog deur die vlaktes. Maar om hulle in die leeuhokke agter te laat, onder die gewelwe van die menslose fort, toegesluit met die spooke van vorige pyniging, was ook onmoontlik. Die oogers wat in die sitadel agtergebly het, was die eerste wat na die ryehokke aan die voet van daardie grafheuwel beweeg het. Hulle swaar, platvoetstappe het dof geklap op die platgetrapte grond, gemeng met beenskrilt, wat onder hul gewig gekraak het soos ryp op die grond. Hulle massiewe lywe, waarvan sweet, bloed en die muffigheid van ou vel afgegaan het die vervagende lig van die bloedrooi hemel verspir, en koue, gevoellose skaduwees, lank en misvorm, op die gevangenes gegooi. Hulle dowwe, varkagtige oogies, versink in vetvleis, het ontvlam met 'n bekende, eenvoudige belangstelling, sonder enige gedagte, maar vol dierlike instink. Die eenvoudige en verstaanbare honger, wat in hulle enorme buike gewoel het geknor soos 'n ondergrondse instorting, ver en onafwendbaar. Die sjamaan se bevel het net gelegaliseer wat hulle lank reeds volgens die gebod van hul instink wou doen, 'n instink wat in hul donker, primitiewe siele geslaap het, wat net op sy tyd gewag het om uit te breek. Die eerste hok in die pad was die met die mense. 'n Man, uitgeteerd met 'n gesig deurploeg deur die rimpels van wanhoop, het probeer om 'n jong meisie met sy lyf te beskerm. Haar wye oë was 2 mere van stomme skrik, daarin het hulpeloosheid gedryf, syfer en diep soos water in 'n put. Sy gil vol hulpelose, verpletterende woede, is oorstem deur die lae gebrul van 'n oger se keel, soos die knars van klippe wat in die diepte van 'n kloof vermaal word. Monsteragtige poot, so groot soos 'n wiele, het tussen die dik, met roes en ou swart aanslag bedekte tralies ingebars. Dit het hulle nie gebreek nie, maar met onhaastige, verskriklike krag oopgebuk, en die metaal het gekreun, met 'n verkielende, langgerekte geknars, waarvan die bloed in die are gestol het, en die tande van self in 'n grynslag geklem het, asof die lyf gereed gemaak het vir 'n byt wat nie sou kom nie. Vingers, so dik soos balke, het die man om die lyf gegryp, en die materiaal van sy hemp het gekraak. Die kraak van sy ribbes het gedemp en sag geklink, soos droë takkies wat onder 'n laag klam grond breek. Nog een kort ruk, en die lyf, reeds slap, is willoos na die middel van die plein gesleep, waar 'n wriemelende trop varks met vonkende geel oë in die skemer al gewag het, met 'n gelyke, meedoenlose glans. Die meisie het geskreeu, dun en skerp, maar haar gil het skielik afgesny toe 'n tweede oger, met dieselfde leë, alledaagse uitdrukking, bloot haar kop met sy reusehand toegedruk het, soos 'n kind wat 'n sandkoek bedek. 'n Skerp geluid, soos die kraak van 'n gebreekte neut, het gevolg, en stilte het ingetree, klinkend en baie meer skrikwekkend as enige geraas, stilte waarin net die swaar gesny van die ogers en die ingehoue, ongeduldige gegrom van die varks gehoor kon word. Dit was nie 'n offer nie.
Daar was in hierdie daad geen heilige bewing nie, geen ritueel nie, geen sakrale skrik voor die aangesig van die donker gode wie se name in die grotmure gekerf is nie. Daar was nie eers daardie woedende wreedheid wat van bloedbedwelm en waansinnige vervoering teweegbring nie. Dit was bloot werk, vuil, eenvoudig en noodsaaklik. Na die hokke met die kaïd, wie se buigsame lywe gespanne was so saamgetrekte boogstringe, in 'n laaste, desperate poging, gereed vir 'n sprong wat al niemand meer sou help nie, het die orks al nader gekom. Hulle gesigte, bedek met littekens en vlekke van growwe, soos bas, vel, het niks uitgedruk behalwe moe en lyfwreedheid nie. Hulle het nie gebrul soos hul reuse verwante nie. Hulle het stil, metodies beweeg, met die dom fokus van vakmanne wat hul werk ken, en die swaar grendels oopgemaak waarvan die geknars die gehoor gekap het soos 'n mes op glas. Selfs die trotsste van die gevangenes, wie se oë nog 'n vonk van vroeëre vuur bewaar het in hul smal, skuins oë net leegheid gesien. Nie haat selfs nie, nie boosheid nie, maar volkome, alomvattende, allesverslindende onverskilligheid. Hulle bewendeld agter die tralies was bloot vleis. Kos wat nie sommer so vir die aasvoëls gelaat kon word nie. Die lug het gevul met die swaar asemhaling van wesens wat gevoer word, die reuk van vrees, skerp en suur, wat van die hokke afgekom het, en die skropende, bekende geur van naderende dood, wat altyd hier gesweer het, maar nou digter en tasbaarder geword het, soos mis wat van die koue grond af opstyg na sonsondergang om alles tot die oggend toe te draai. 'n Ou kaïd, wie se pels eens die kleur van geblaafde staal was, maar nou verbleek en bedek met die stof van gevangenskap, met 'n vuil lap om 'n wonde aan sy sy, het probeer om tot sy volle lengte op te staan. Hy het stadig sy rug reguit gemaak, en elke gewrig het met 'n dooie, bekende pyn gereageer, pyn wat oud, ingevreet in die bene was, soos roes in yster. Maar hierdie pyn was nou niks in vergelyking met die vuur wat in die diepte van sy wese ontvlam het, wat onder die as van wanhoop gesmeel het. In sy oë, amberkleurig en diep soos die putte van die woestyn waarin lewensgewende reën lank nie gekom het nie, het die laaste vonk van daardie selfde vuur opgevlam, wat vir eeue die harte van sy mense aangesteek het, om hulle nie voor 'n ander se wil te laat buig nie. Hy het die oorblyfsels van bedompte, na skimmel en verrotting reikende lig in sy bors ingehaal, en hees, met 'n stem wat kraak van sand en die fluistering van verre duine, iets in sy taal geskreeu, vol sis en keelklanke, miskien was dit 'n antieke vloek, 'n wens dat die sande die bene van vyande moes verswelg, of bloot die woord te vryheid, gesê in die gesig van onafwendbare duisternis, die laaste asem van 'n siel wat nie in stilte wou uitdof nie. Die ork met 'n misvormde, onbeweeglike, soos 'n klipblok gesig, het net sy hand, gespierd en bedek met ou littekens, wit op die groenerige vel gewaai. Die gekartelde lem van sy byl het 'n kort, geslypte boog in die lug geteken, sonder oorbodige moeite, met 'n geouteerde beweging van 'n houtkapper. Dit het met 'n dof, smakkende geluid, soos 'n voet wat uit moerasmodder getrek word, in die ou man se nek ingegaan. Die hou was berekenend, sterk, maar sonder woede, 'n eenvoudige afhandeling van 'n taak wat baie keer aan hom gestel is. Die byl is teruggetrek en die lyf, bewend in laaste styptrekkings, het op sy knieë gestort, en toe op die grond, terwyl 'n warm, donker straal op die verkankerde, platgetrapte grond gespat het. Stadig vermeng met eeueoue vuilheid en die roes van die ysterbuik, daarin opgesuig soos water in droë, gebarste grond, sonder 'n spoor behalwe 'n oombliklike donker vlek. So het die slagting begin, maar 'n slagting wat stil en metodies was, behalwe vir die gedempte kreun, kort, afgekapte gille, wat oorstem is deur die swaar, snyfende asemhaling van die bele en die klam, klewerige geluid van versnipperde vlees, soos die skeur van nat linnedoek. Die orks het vinnig en doeltreffend gedood, sonder oorbodige, dierlike wreedheid, hoekom krag en tyd aan marteling spandeer wanneer 'n lang pad en groot gevegte voorlê. Hul taak was eenvoudig en duidelik. Die hokke skoonmaak, nie genot ontvang nie. Genot, wild en bedwelmend, het hulle voorlê op die groot oes, onder die mure van wit stede, waar daar geknars van staal en gille van sterwende sou wees, vermeng in een simfonie van die einde. En hierdie daad was bloot die nodige vernietiging van getuienis en oorbodige monde, opruiming voor die lang pad. En hulle het netjies opgeruim, sonder haas, asof hulle vuil goed van hul drempel afvee. Die lyke, nog warm en sag, met onnatuurlik verdraaide ledemate en wyd oop, dowwe oë waarin die laaste oomblik van begrip vasgevries het, is na die varks gesleep. Die kon nie langer hul roofdiermatige, blinde ongeduld beheer nie. Die reuk van vars bloed, bitter en koperagtig, vermeng met die buitende reuk van vrees en skielike dood, het hulle waansinnig gemaak,
en hulle het die grond met hul kloue getrappel en hul geel, lang slagtande ontbloot, waarvan taai, troebel speeksel gedrup het. Toe die eerste lyf in die warrelende massa gryspelse en hongeroog gegooi is, het daar 'n waansinnige en onbeheerbare gedrang in die trop begin. Die varks, gewoonlik beheer deur die eysterwil van 'n leier, het vir 'n oomblik alle hiërargie vergeet. 'n Wilde, huilende gegil, die geluid van geskeurde vel en vlees, 'n duidelike, droë kraak van bene wat deur magtige kake verbrysel is. Hulle het die prooi geskeer sonder om op hul beurt te wag, en bloedige stukke van mekaar afgevat, hulle lek en bedek met warm bloed wat op hul verstrengelde, kietagtige pels donkerder geword het. Hulle geritsel, vergesel van nat gesmak en la, tevrede gegrom, het 'n gruisame, voortdurende begeleiding geword tot die beheerde, metodiese werk van die moordenaars by die leeuhokke. Die laastes was diegene wat amper nie meer weerstand gebied het nie, uitgeput deur lang vrees, met leë, dowwe oë waarin niks oorgebly het behalwe dierlike onderdanigheid nie, die wat 'n dier laat op sy lê voor 'n byt in die keel. Hulle is een vir een uitgeneem en met kordik messe met breë lemme gesteek, wat met 'n dof, sappige geluid in die lyf ingegaan het. Party het stil gehuil en trane het skoon, blink strepe op die stowwerige, vuil wange gelaat. Party het gebrekkige, onsamehangende gebede vir vreemde, vergete gode hier gemompel, wie se name nie meer onthou is nie. Party het blootgeloop sonder om van die grond af op te kyk, weg in die reddende mis van vervreemding, waar daar geen pyn of vrees was nie, net leegheid. Hul dood was die meningsloosste, die mees alledaagse, daarin was geen skaduwee van grootsheid of finale protes nie, net onderdanige, klanklose uitdowing, soos 'n fakkel wat in 'n klam kelder uitdof. Toe die laaste lewelose lyf aan die varks oorgegee is, en die bloedige hokke leeg gestaan het, swart gate in die bleek, koue lig van die naderende oggend oop, het die orks omgedraai en onhaastig, met hul gewone wypeenstap, saam met die eystersjamaan na die gapende poorte geloop. Hulle het die vertrekte horde ingehaal, wat reeds in die perskemer van die horison opgelos het, daarna toe waar nuwe lande en nuwe slagoffers gewag het, nuwe siele vir die bloedrooi kristal. Agter is net 'n klomp vetgesluikte varks oor, lui besig om die oorskiet op te eet, die bene af te knaag met 'n dof geklik, en die digte, soeterig metaalagtige reuk wat nog baie dae hier sou sweef, vermeng met die ewige brandlig van uitgebliste smidse. Geen grafte, geen gedenktekens, geen liedere nie. Net die taai, smakkende grond onder die vark se kloue, wat nog 'n porsie stom lyding en onuitgesproke pyn opgesuig het, en die beentroon op die heel hoogste kruin van die grafheuwel. Stil en onverskillige getuie dat daar niks lewens meer oorgebly het nie. Niks behalwe die geheue van die klippe. En toe die laaste oger, krenend onder die gewig van sy lyf en wapens, in die swart opening van die poorte verdwyn het die massiewe deure met onheilspellende gesis van meganismes wat ergens in die klipdiepte weggesteek is, stadig begin toemaak. Die reuse klipkake van die sitadel het knarsend weer toegesluit, en die laaste streep bleek lig het verdwyn, en net die dof, ondeurdringbare, voltrokken duisternis agtergelaat. Die eysterbuik was finaal leeggemaak. Dit het sy opgehoopte woede uitgeskei, leer vrygelaat, en nou, tevrede, stil geword, soos 'n slapende dier in 'n kliphol. Op die sonuitgebrande vlakte, waar winde die grond tot by sy kliphart uitgedroog het 'n lawine al gerol. Dit het momentum gekry, onverbiddelik, verpletterend, wat self die ritme van die aarde en lig aan hom onderwerp het. Sy pad het noordwes gelei, na die Drakiesberg, wie se besneeuwde pieke in die grys skemer van die horison verdwyn het, oor duiste myl van steppe, donker woude en stadige riviere. Maar die eerste teiken was veel nader. Die oostelike grense van die ryk van Elmar, sy rustige dorpe, sluimerende forte en vetweivelde. Wat binnekort sy rustige liggaam sou deurboor, was soos 'n skielike siekte wat 'n gesonde organisme van binne aantas. Die groot oes het uit sy klipbaarmoeder gekom, die eerste, onomkeerbare stap in die wêreld wat hy sou omploeg, geneem. Dit was 'n lewende see van dofferige staal, growwe vel en blinde woede, en dit het geen begin of einde gehad nie. Dit het van die een kant van die plat horison tot die ander gestrek, die valleie gevul, teen die hange opgeklim, oor die pas oor, soos water wat enige spleet vind. 10.000 wesens het saamgesmelt in een, asemhalende organisme. Hier was orks met dierlike snoete en oë wat geel vuur brand, ogers, wie se geboorige soos bewegende heuwels vleis verrys het, eindelose rye skorpioens, wie se angel gewiegel soos giftige riet, in die lug het trop mantikore gesweef, en hulle vinnige skaduwees het oor die grond gegly soos vlekke van naderende pes. En tussen die groot afdelings het trop varks rondgejaag, lewende strome grys en bruin pels, skerp slagtande en honger gegrom.
Die stof wat deur hulle opgejaag is, het oor die steppe gehang soos 'n digte rooierige kleed. Dit het die bleekson vertroebel, die dag in bloedrooi, versmoorende skemering verander. Dit was nie blote wolk nie, dit was die vlees van die aarde self, uitgeruk en die lig ingeslinger deur die alles verpletterende tred. Die grond self het gekreun onder die ongelooflike gewig en 'n lae, magtige gedreun, wat van die horde afgekom het, was hoorbaar lank voor 'n swart, roerende rand op die horison verskyn het, 'n voorloper van die einde, die eerste simptoom van 'n dodelike siekte. In die hart van hierdie bewegende hel, onsigbaar vir meeste oë, maar voelbaar vir elke wese, was die eystersjamaan. Sy teenwoordigheid is gevoel soos 'n swaar, koue polsslag in die bloed, soos 'n drukkende spanning in die slape, soos 'n vreemde gedagte wat in die verstand ingeslaan en die wil onderdruk het. Hy het stil en onafwendbaar onder die leer verskyn, soos die wisseling van die seisoene. Uit die rookagtige dieptes van die agterhoede kom, het hy nie 'n pad vereis nie, die rye voor hom het vanself uitmekaar geskuif, gehoorsaam aan 'n onbewuste, dierlike instink, 'n bewing in die knieë en koue langs die ruggraat. Sy reuse silhouet het gelyk of dit selfs die skrale lig ingesuig het, en 'n vlek van absolute duisternis in die see van dofferige kleure geword het. En op die top van sy staf het die bloedrooi kristal gepols, soos 'n demoniese hart wat die maat van hierdie doodsmars geslaan het. Sy ritme het deur die hele horde gedring, die tree van duisende voete aan hom onderwerp. So het hulle etlike dae en nagte geloop, 'n aaneenlopende, asemhalende muur van vlees, staal en blinde woede, totdat die eerste lewende hindernis in hul pad opgestaan het. 'n Klein dorpie wat vredig aan die voet van heuwels geslaap het. Hulle het teen dagbreek aangekom, toe die nagemis nog wit vlaarde vasgehou het aan hoë middes en strooidakke, asof dit probeer het om die klein dorpie weg te steek, toe te draai van koue, vreemde oë. Die eerste wat hulle opgemerk het, was 'n meisie wat na die melkstal uitgegaan het. Sy het vasgestaan met 'n koude erdepot in haar hande en gekyk hoe uit die dagbreek grys skemerhoë, geboë figure stadig, amper klankloos uitvaar, met oë wat dof, geel, lewelose lig brand soos verrotte hout in 'n moeras. Dit was varks, verkenners en voorste jagters van die horde. Hulle het aan die rand van 'n rogland gestop, die klam, skoon lug ingeasem, hulle nat, swart neuse het getril en die reuk van slapende vrees, houtrook uit die pype, die warmte van slapende liggame in die huise opgetel. Die meisie het geskreeu. Din, skerp van skrik wat alle ander gedagtes verdryf het. Sy het die pot laat val, en dit het met 'n dof, kort klink gebreek, die wit, vet spatsels met druppels oggendhou op die gras vermeng. Haar gil, syfer en skerp soos 'n lem, het die dorpie wakker gemaak, die oggenddommel geskeur. En asof hierdie kinderige gil die sein was waarvoor gewag is. Uit die mis wat agter die varks gewoel het, het 'n muur verrys en oopgebreek, aaneenlopend, ondeursigtig, massa sonder gesigte, wat die hele ruimte tussen die glooiende heuwels gevul en die oggend verdonker het. Orks. Nie in ordelike rye nie, maar 'n monsteragtige, asemhalende menigte waar elke gesig net 'n variasie van misvormdheid was en elke oog met dieselfde dof, geelagtige vuur gebrand het. Toe het die aarde gebewe onder swaar, gereelde slaa, waarvan die dou op die gras gewankel het. Dit was die oogers wat geloop het, hul reuse, geboë skaduwees het in die rook geskemer soos bewegende, lewende torings van vlees. Van die lig af, deur die mislaag snyend, het hees, skerp gille gekom, mantikore het oor hulle gesweef, en hulle leeragtige, vliesvlerke het met 'n gedreun die klam laag geskeur. En op die aarde self met 'n droë, knarsende geluid soos die vermaling van klippe in 'n kloofdiepte, het skorpioens gekruip, hulle chitinpansers, bedek met vasietende vuilheid, het dof, ongesonde glans weerkaats, en die angel, opgehewe en gereed vir 'n blitsige slag, het gewiepeld in die maat van die wydbeentige, veelpootstap. Die dorpie het wakker geword met 'n enkele, saamgesmelte gil van skrik, uit menigte kiele uitgebars. Mense, nog warm van slaap, het op die stowwerige strate uitgestort, en iets wat hulle kon kry gegryp. Swaar grassense, stom huiswerksbyle, eenvoudige, knopperige stokke. Hulle het die einde van hul klein, geordende wêreld gesien, stadig, onafwendbaar oor hul drempels kruip. En hierdie einde was vreemd stil. Daar was geen gevegskreet wat inspirasie gee nie, geen koperpype wat oor die geveg verkondig nie. Daar was net die groeiende, lae dreun van duisende kaal en met yster geskoeide tree, die swaar, snyfende asemhaling van reuse, die geknars van chitin teen chitin. En hoofsaaklik daardie leë, alomvattende stilte in die oë van die wat geloop het. Daarin was geen haat nie, geen dors na 'n geveg nie, net koue, metodiese voorneme, wat hulle bewegings soos die van snyers wat op die land uitkom, gelyk laat lyk.
Die eerste aanval was vinnig soos 'n slang se hou en amper stil. Die varks met 'n ruk van gespanne spiere van hul plek af weg, het die dorpie ingevlieg soos 'n grys, verspreide storm. Hulle het hul slagtande in kuite en duie vasgedruk, mense met die slag van hul magtige lywe omgegooi, kele met een presiese, blitsige beweging van hul kake geskeur, mense op die koue, platgetrapte grond laat bloed, en na die volgende een oorgespring. Die orks het agter hulle in 'n digte massa geloop, metodies en sonder 'n sweempie emosie op hul growwe gesigte. Hulle het deure met eenvoudige, sterk houe van hul skouers, bedek met verslete leer en roesige yster, oopgebreek. In die lae, donker huise ingebars. Van daar af het kort, gebrekkige geluide dadelik begin kom. Dofslag, soos die val van 'n graansak, 'n droë, duidelike kraak, 'n gedempte, skielik ophoudende kreun, kinderige, dun gehuil, skielik afgesny, asof dit met 'n mes gesny is. Uit een huis se venster met 'n kraak het die lyke uitgevlieg, en van daar af is die lyf van 'n jong vrou in 'n eenvoudige naghemp uitgegooi, soos 'n oorbodige pak. Dit het teen 'n gevlegte heining geslaan, gekraak en in 'n onnatuurlike, verfrommelde pose stilgestaan, een arm uitgesprei, asof dit in die laaste oomblik die bleek, onverskillige lig wou omhels wat dit nie meer gesien het nie. Op die sentrale plein, by 'n ou met mos bedekte put, het die desperate mans probeer om saam te kom en weerstand te bied. Hulle was nie meer as 'n paar dosyn nie. Hulle het rug teen rug gaan staan, in 'n bewende, maar hardkoppige sirkel saamgetrek, selfgemaakte spiese opgetel, geslypte virke en byle. Hulle gesigte onder die laag vuilheid en ongeskeer was wit soos kruit van verkielende skrik, maar in hul wyd oop oë het die laaste vuur van wanhoop nog gesmeel, gereed om in woede te verander. En hierdie vuur het gedoof, uitgedoof, toe deur die aaneenlopende rye orks, wat stil voor hom uitmekaar geskuif het, die eystersjaman stadig, majesteus deurgekom het. Hy het verskyn, asof hy uit die klont skrik wat oor die plein gesweef het, gematerialiseer het. Sy reuse, donker figuur het die bleek, nog nie sterk dagbreekson verspir, en 'n lang, koue skaduwee op die mense en grond gegooi. Hy het nie na die verdedigers, wat aan hul sweterige handvatsels van hul ellendige wapens vasklem, gekyk nie. Sy bloedrooi, warmtelose oë, soos 2 stukke stolbloed, het oor hulle gegly soos oor balke of klippe, sonder om te vertoef, en op die staf in sy hand gestop. Hy het dit stadig met amper merkbare plegtigheid opgetel. En toe het uit die digte rye van sy leer, uit sy dieptes, ander na vore gekom. Dit was berserkers van die noorde. Nie die hele stam nie, net 'n aparte afdeling. Mense, maar tot onherkenbaarheid anders as die plaaslike dorpsmense. Met blou en wit, bizarre patrone geverf, in grove pelse en diervelle, wat na rook en wild smaak. Hulle oë, op die verdoemdes by die put gerig, was glasagtig, leeg, sonder menslike lig, en op hulle lippe, met 'n blouwige tint, het 'n waansinnige, sielverkielende glimlag gespeel, vol stil, onmenslike vervoering. Hulle het nie in die aanval gehardloop nie, maar gelyk of hulle oor die bloedige grond gesweef het, en van hulle lywe, van hulle self asemhaling, het so 'n deurdringende kouigheid afgekom dat die wat in verdediging gestaan het, 'n klein, prikkelende ryp op hul sweterige klere en hare uitgebreek het. En toe, voor almal se oë, het die noorderlinge verander. Bene het gekraak soos gebreekte takke, lywe het begin opswel, onnatuurlik in volume vergroot, bedek met dik, verstrengelde brein en swart pels, gesigte het verleng en verdraai, in beersnoete met lang, ontblote slagtande verander, waarvan speeksel gedrup het. Hulle kloue, swart, geboë en skerp soos obsidiaanlemme, het in die oggendlig geblink. Hulle het op die verdedigers afgekom nie met 'n woedende gebrul nie, maar met 'n verkielende, stil ekstase, met daardie stil fokus waarmee 'n beul sy werk uitvoer. Dit was nie 'n geveg waar daar die minste kans is nie. Dit was 'n metodiese verdeling van nog lewende lywe. Kloue het vlees tot by witbene gesny, tendons geskeur, buike oopgeskeur. Die berserkers het nie van woede geskreeu nie, hulle het net stil, hees diep in hul kele gegrom, en soms 'n gebrekkige, waansinnige laggie uitgegee wanneer warm, bloedrooi bloed in hulle snoete gespat en die blou patrone bevlek het. Een van die dorpsmense, 'n reuse gesondheid, wat nog nie sy krag verloor het nie, het 'n naderende berserker met 'n geslypte grassins in die rug geslaan. Die lem het dof in die spiermassa onder die pels vasgesit, maar die monster het nie eers omgedraai nie, geen geluid gemaak nie. Dit het bloot sy hand agtertoe geslinger, sonder om te kyk, hom in die gesig met sy groot, harige vingers gegryp en, met gemak wat deur almal gehoor is, sy nekwervele gebreek, sy slap lyf in die trop wagende orks gegooi, soos oorskiet aan honde gegee. Na 'n paar minute, wat soos ewigheid gevoel het,
was daar niemand lewens meer op die plein nie. Net 'n bloedige, vormlose pap van lywe en afgerukte ledemate, waar die berserkers, reeds weer hulle menslike gedaantes aanneem, stadig rondgeloop het, waggelend van moegheid. Hulle gesigte was nou leeg en gevoelloos, soos na swaar arbeid, en oor die blou tatoeëermerke, wat deur die vuilheid na vore kom, het bloedrooi, verdikkende strome stadig afgedrup. Maar vir die eystersjamaan was selfs hierdie gesig onvoldoende, dit was bloot 'n voorspel, 'n vrymaak van die aria. Die moord van bloot liggame, eenvoudige uitwissing, het hom nie geïnteresseer nie. Net die essensie van die oes, sy diepgaande, somber betekenis, het hom geïnteresseer. Die goblins, wat heeltyd tussen die huise geslyp het soos tropies vinnige, parasitiese rotte, het die gewondes en die min wat dit in die eerste oomblik van die slagting kon wegkruip, uit kelders, hoëmides en ander skuilplekke uitgetrek. Ou mense, wat amper hul uitgedroogde bene sleep, vroue, wat krampagtig babas teen hul bors druk, wie se stil, gebrekkige gehuil nou die enigste, betekenislose gebed was, tieners, met glasagtige, onverstaanbare oë waarin skrik vasgevries het, wat nie tyd gehad het om in besef te verander nie. Hulle is bymekaar gedryf, met spiestokke gestamp, na die bloedige, glibberige plein voor die onbeweeglike, soos 'n afgod, figuur van die sjamaan. Die orks het 'n digte, ondeurbreekbare ring om hulle gevorm, maar nie aangeval nie, nie gehaas nie. Hulle het gewag, met dom en terselfdertyd gierige nuuskierigheid gekyk na wat sou gebeur, na die ritueel wat vir hulle 'n skouspel was. Die sjamaan het nader gekom. Sy tree was swaar, onhaastig en onverbiddelik, elkeen het in die platgetrapte grond met 'n dof, gereelde klop weergalm, wat in die bors van die verdoemdes geets het. Hy het voor die eerste slagoffer gestop, 'n antieke ou man, wat gelyk het of hy reeds half in 'n ander wêreld was. Sy troebel, trane oë het deur die gebeurtenisse heen gekyk, die skrik nie sien nie, of dit reeds aanvaar het. Die sjamaan het nie eers na hom gekyk nie, hom nie aandag gegee nie. Hy het net stadig met 'n geslypte, sonder haastigheid beweging, sy staf opgetel. Die bloedrooi kristal op die top, reeds gevul met dof, innerlike lig, het helderder opgevlam, polsend soos 'n geïrriteerde oog. En hierdie gebaar was niks persoonlik nie, geen boosheid of woede nie, net koue, gevoellose presisie van 'n vakman wat aan die werk begin. Die ork, wat langs die ou man gestaan het opgetree soos 'n afgestelde, gevoellose meganisme, sonder gedagte, maar duidelik sy enigste funksie ken. Sy gekartelde byl, swaar en dof, het in die lug geswaai met 'n kort slag en op die dun, uitgedroogde nek van die ou man neergedaal met 'n kort, klam, smakkende geluid, wat aan die kap van rou vleis herinner het. Die kop, afgeskei, het oor die taai grond gerol, 'n paar onseker omwentelings gemaak, en sy oë, reeds verdowend, het nog een oomblik na die met rook en stof bedekte lig gekyk sonder om dit te sien. Maar die dood van die liggaam, hierdie fisiese stop van die hart, was net die begin van die ware proses waarvoor alles beplan is. Uit die onthoofde romp, uit die nog in laaste spasme trekkende arms en bors, het 'n glinsterende, silverblouerige damp getrek, uitgerekt in dun strome. Dit het gekronkel soos lewende rook, maar nie opwaarts getrek na die hemel, waar valkiere die verdere pad van die siele van die regverdiges bepaal nie, maar na die vlamende kristal van die staf, soos eysterkrul na 'n magtige magneet, gehoorsaam aan 'n onverbiddelike donker wet. Die bloedrooi, verdikkende gloed het dit verslind, sonder oorblyfsel ingesluk, en die kristal het vir 'n oomblik effens helderder opgevlam, en sy polsing, voorheen gereeld, het versnel, versadig. Van die lyf het net 'n leë, vinnig verkielende omhulsel oorgebly, wat leweloos, met 'n stil plof in die modder en bloed neergeval het, tot niks geword. Die sjamaan het 'n onhaastige, swaar tree verder gemaak, sy stomme skrik verskuif. Voor hom was 'n jong vrou met 'n kind teen haar bors gedruk, toegedraai in lappies. Sy het haar oë toegedruk, teen die wat agter haar staan ingedruk, die kind so sterk gedruk dat dit gejank het, 'n swak, klaggelike geluid gemaak. Weer amper onmerkbare beweging van die staf, dieselfde stille bevel. Hierdie keer het die ork, wat dit ontvang het, anders opgetree, met monsteragtige, berekenende wreedheid. Hy het die kind grof, met 'n skerp beweging uit haar verswakte, krampagtige vaste hande geruk en, hom aan een voetjie vasgehou, soos die karkas van 'n geslagte haas, hom met 'n presiese hou van sy byl se handvatsel teen die klein kop geslaan. 'n Gedempte, benige klik het geklink. Die klein lyf het dadelik slap geword, hangend. Die vrou het 'n geluid gemaak wat dit gelyk het 'n menslike keel nie kan maak nie, 'n stil, hoë, sielskeurende gehuil van absolute, finale verlies, uit die diepte van haar wese uitgebars.
Hierdie gehuil het net so skielik afgesny as dit begin het, toe die byl van dieselfde ork, 'n boog beskrywend, haar borskas oopgesny, die bene gebreek. 2 siele, een helder en groot, vol moederlike pyn, en die ander klein, amper nie tyd gehad om te ontvlam nie, het vry uit die geskeurde liggaamlike vate gebreek, en dadelik, gretig, soos water in sand, in die onversadigbare afgrond van die kristal ingetrek. Die glans daarvan het warmer, digter, dieper geword, 'n tint van ou, gestolde bloed aangeneem. Die sjamaan het van een gevangene na die ander beweeg met die onverbiddelikheid van 'n natuurverskynsel, en die staf in sy magtige hand was die enigste nodige instrument, die enigste stille aanduiding van die lot. Hy het nie die slagoffers aangeraak nie, homself nie met fisieke kontak ontheilig nie. Hy het nie eers na hulle gekyk nie, na hulle gesigte verdraai deur vrees, na hulle oë wat om genade gesmeek het. Sy bloedrooi blik was op sy kristal gefestig, hy het gekyk hoe dit vul, hoe dit pols, gesteelde lewe insluk. Die orks het die swart werk van die bele uitgevoer met verskillende, maar altyd doeltreffende wreedheid. Party is met 'n skerp spies in die buik gesteek, party se skedel met 'n swaar knippel gebreek, 'n tiener, wat desperate probeer uitbreek het uit die menigte, is bloot met 'n growwe lis van rou leer versmoor, stadig en onafwendbaar toegedraai. Elke dood was uniek in sy verskriklike fisiologiese spesifiek, maar die einde was een en onveranderd. Die silwer, liggende substansie van lewe, die laaste asem van die siel, het uit die gebreekte vat van die liggaam gebreek en deur die gierige bloedrooi klip verslind, in sy ingewande verdwyn. Met elke verslinde siel het die lig rondom die sjamaan reeds swaar van die reuke van bloed en vrees, verdik, taai en helder geword van die groeiende magiese spanning. Dit het effens begin klik, soos voor 'n donderstorm. Hy self het groter, monumentaler gelyk, en sy ysige stilte al meer oorweldigend, drukkend. Dit was 'n onmenslike lopieband van die dood, waar hy die gevoellose meester was, die staf, die hoofmasjien, en die orks, dom, maar onfeilbaar presiese instrumente in sy hande. Geen harde gille, geen vurige gebede, geen desperate weerstand nie, net die metodiese, gereelde kraak van gebreekte bene, die klam gesmak van verskeurde vlees, stille, stikkende snikke en die groeiende, polsende glans in die hart van hierdie mensgemaakte hel. Toe die laaste gevangene, 'n maar blond meisie wat nie meer gehuil het nie, maar net met leë, wyd oop oë in die klipgesig van die sjamaan gekyk het, vol onbegrip, in die rug met 'n kort mes gesteek is, en haar siel, bewend en helder soos die vlam van 'n kers, in die polsende hart van die kristal verdwyn het, was die ritueel voltooi. Die sjamaan het eintlik die staf laat sak, en hierdie beweging was vervul met 'n vreemde, somber voltrokkenheid. Die artefak het nou met so intensiewe, innerlike vuur gebrand dat dit bloedrooi, springende glimse op die grond en gesigte gegooi het, spelend op die onbeweeglike, asof uit graniet gekap gelaatstrekke van sy gesig en op die bloedbespatte harnasse van die omringende orks wat in byna respekvol, gruisame stilte gestaan het. Net toe het hy stadig, amper merkbaar geknik, en dit was 'n teken wat deur almal verstaan is. Die ring van orks het oopgebreek, uitmekaar geskuif. Op die plein, nog warm van onlangse lewe, het oogers en tropvarks met lae gegrom en ongeduldige gehuil ingebars, hulle fees onder die reeds verkielende, tot die laaste vonk leeggemaakte lywe begin. En die hoofmassa van die bloedige leer, sonder spoedverlaging, en sonder aandag aan hierdie plek van gruwel, het dit al omvloei, voortgedryf deur dieselfde eyster, alles deurdringende wil wat van die donker figuur met die vlamende staf afgekom het. Hy self, die sjamaan, het reeds sy stille majesteuse pad noordwes, na die voete van die Drakiesberg, voortgesit. Die eerste hindernis in hul pad het nie net fisies opgehou bestaan nie. Daarvan het nie eers herinneringe oorgebly wat in die siele van nasate leef nie, hulle is saam met die siele self opgeëet, verslind, uit die boek van die bestaan uitgewis. Die volgende dorpie het in 'n wye, vrugbare vallei by 'n vinnige rivier gelê, wie se koue water van die oostelike hange van die Drakiesberg afgehardloop het. Dit was groter en ryker as die vorige, omring met 'n palisade van dik, gespykerde balke, met 'n houtuitkyktoring by die poorte. Blykbaar het die groeiende gedreun en swart rookpilare in die ooste nie onopgemerk gebly nie, die swaar poorte was toe, en op die growwe mure het die figure van boogskutters stilgestaan, hulle boë het in gespanne hande gebewe. Die eerste wat uitgestoot het, was die skorpioers, onvermoeibare en vreeslose. Hulle massiewe soos lewende bastions, liggame het die palisade genader. Pyle deur bewendelde hande geskiet, het van die chetienplate met 'n droë, leë klank afweer, soos ertjies van 'n klipmuur. Net een sterk en akkuraat geskiet, het in 'n smal gewrig van die pantser vasgesteek. Die skorpioer het stilgestaan, lae, knarsende geluid van woede gemaak.
Met monsteragtige kalmte het hy omgedraai, sy buigsame angel opgelig en 'n dun, presiese straal buitende, geel vloeistof uitgespuug. Dit, sissend soos verhitte yster in water, het die klambalke getref. Die hout het dadelik begin rook, swart geword, tot grys verander en verstikkende stank uitgestraal. Waar die spatsels op 'n boogskutter se hand gekom het die vleis geskuim en gekook, binne sekondes wit bene bloot gelê. Sy gil, skerp en vol ondraaglike pyn, het oor die muur geswaai, skrik in die harte van ander saai. Dit was net die begin van die einde. Terwyl die verdedigers op die smal loopbreë rondgehardloop het om die giftige spatsels te vermy, het die oogers na die basis van die muur genader. Hulle het hul reuse skouers daarteen gesteun en gelyktydig met hul hele lywe aandruk, begin druk met titaniese, stadige krag. Die hout het gekreun, gekraak en 'n hele gedeelte kon nie hou nie, met 'n oorverdowende gedonder na binne ingestort, 'n paar mense onder die pyn begrawe. 'n Gapende bres het ontstaan, die binnestrate en verkrampte gesigte van die inwoners vir die oë oopgestel. En hierdie bres, soos water in 'n deurbraakdam, het die horde ingespoel. Die varks het vorentoe gejaag soos 'n grys, lae wervelwind en eerste op die boogskutters, wat op die mure agtergebly het, afgekom. Wat op die smal loopbreë gebeur het, was 'n wrede, roofdiermatige jag. Die behendige gediertes het die mense tot by die heel rand gejaag, die pad na die trappe afgesny en hulle ondergegooi op die voorbereide pale van die binneverdediging. Een van die verdedigers, wat die onafwendbaarheid gesien het self van die muur afgespring, die vinnige dood van die pale verkies bo die uitgerekte doodstryd in 'n bek. Binne die dorpie het 'n chaotiese hel begin. Mense, wat die val van die mure sien, het probeer om in hul huise te verdedig, die deure toe te maak en gereed te maak vir die laaste geveg. Die orks het na sulke huise onhaastig genader, met koue berekening en die strooidakke met fakkels en teerpyle aan die brand gesteek. Woedende vlamme het opgeskiet en swart rook het soos 'n pilaar na die lug opgestyg. Uit die brandende huise, stikkend, het mense uitgespring, omring deur vlamme en maklike prooi vir die krygers van die eystersjamaan geword, wat in 'n kring gestaan het met opgehewe byle. Hulle het hulle nie dadelik doodgemaak nie. Hulle het hulle net met slag van die spiestokke op die grond geslaan en gewag tot die vuur sy werk gedoen het, totdat die slagoffer in die modder rol en probeer om die vlamme af te slaan, heeltemal uitgeput en verkoel was. Net dan het 'n presiese genadige in sy wreedheid, dodelike slag gevolg. Op die sentrale plein, by 'n groot, met roetswart gesmee smidse, het die laaste bolwerk bymekaar gekom. 2 dosyn stewige mans met gekartelde swaarde en gevegspyle in hul hande en in verslete leerharnasse, het 'n digte, bewendelde sirkel gevorm, rug teen rug. Hul vasberadenheid was in alles leesbaar. In die saamgeklemde kake, in die wyd uitgespreide bene, in die wit van woede en vreesvingers wat aan die handvatsels vasklam. Hulle was bereid om 'n lewensdier te verkoop, nie vir 'n skynbare redding nie, maar bloot om nie alleen te sterf soos vee wat in 'n hoek gedryf is nie. Stilte, swaar en klinkend, het oor die plein gehang, net verbreek deur die gekraak van brande, verre gille en die gereelde, naderende getrappel van menigte voete. Hulle het gewag. En hierdie laaste pouse voor die storm was miskien skrikwekkender as die einde self. Maar selfs hierdie handjievol, gehard in botsings met bosrowers en wilde varke, was nie voorbereid vir wat uit die digte, somber rye van die ork stil, sonder gebrul, dreigemente of selfs swaar asemhaling uitgekom het nie. Dit was een enkele kryger. Hy was nie so hoog soos 'n oger nie, nie so massief soos 'n skorpioen nie, maar van sy figuur, wat vir 'n oomblik stil gestaan het so 'n kouigheid afgekom wat nie van die liggaam gekom het nie, maar uit die diepte van stom, liglose nietigheid. Dit was Goruk, of liewer, wat sy genadeloose leier uit hom gesmee het. Sy leë, donker oogkasse het met 'n gelyke bloedrooi vlam gebrand, geflikker in die maat van die polsing van die kristal op die sjamaan se staf, asof hulle met 'n onsigbare draad verbind is. Sy linkerhand, verander in 'n monsteragtige, chitinklou, het stadig met verskriklike onhaastigheid toe en oopgegaan, droë, knarsende geluid gemaak, soos die vermaling van klippe in 'n meel. Die mans het digter saamgetrek, hul swaarde en byle opgelig, en hulle gevegskreet, gereed om van hul lippe af te breek, het in hul kele bly steek. Die werktuig van die sjamaan se wil het die eerste tree geneem, onhaastig, swaar, in die geheue vasgesteek met die geluid van klou op klip. Dit het nie in woedende aanval gejaag nie, dit het vorentoe beweeg met 'n regheid, onafwendbare tred, die wat vir die slag voorberei het, nie meer aandag gegee as die verdroogde gras langs die pad nie.
'n gevegsknippel van een van die sterkste verdedigers, kort opgeswaai, het op die bobbelige Chitin skouer neergedaal. Die lem het dof teen die pantser geslaan, vasgesteek, net 'n wit karteling agtergelaat. Gorik het nie eers beweeg nie. Sy vreeslike klou het vorentoe geskiet met slangvinnigheid en van beide kante om die kop van die aanvaller toegaan. Die kraak van die skedel het kort, gedempt en klam geklink, soos 'n oorryp vrug wat onder 'n voet bars. Die lewelose lyf het op die klippe van die plein neergestort, en Gorik, sonder om sy gereelde stap te vertraag, het verder beweeg in die hart van die sirkel. Dit was nie 'n geveg in menslike sin nie, waar daar plek is vir woede, dapperheid of ten minste vrees. Dit was 'n stille, monsteragtige demonstrasie van meerderwaardigheid. Hy het nie afgeweer nie, hy het die houe op sy lewende pantser aanvaar, asof dit klonte modder was. Nie uitgewyk nie, sy lang buigsame stert met 'n druppelvormige angel het van agter sy rug afgeskiet soos 'n sweep, keel of bors deursteek, en net so skielik verdwyn. Die gif in die liggaam ingespuit, het amper dadelik gewerk, spiere in pynlike kramp laat trek en die hart binne 'n paar houe gestop. Elke beweging van hom was spaarsamig, dodelik en heeltemal sonder die geringste sweempie emosie, nie dierlike woede nie, nie opgewondenheid nie, nie eens eenvoudige irritasie nie. Hy was nie kwaad nie. Hy het bloot met koue metodiesheid, die enigste funksie uitgevoer wat in hom deur die Skepper gelê is. Die pad van lewe skoonmaak. Die sirkel van verdedigers het gewankel, gekraak van skrik en uitmekaar gespat soos 'n sandmuur voor 'n vloed. Die laaste van hulle, omring deur alles verslindende dierlike vrees vir hierdie stille masjien, het probeer om uit te breek. Maar agter het reeds 'n aaneenlopende muur van orks met lang swart spiese gestaan, wat in somber, goedkeurende stilte na die gebeurtenis gekyk het. Die vlugtelinge is met voorgestelde stokke omvergegooi, op die grond geslaan en gesteek soos vee in 'n slagpale. Hulle hese doodsgille het in die algemene gedreun van vernietiging, wat van alle strate van die verowerde nedersetting afgekom het, verdwyn. Gorik het in die middel van die plein gestop, nou besaai met verminkte lywe. Die bloedrooi vuur in sy leë oogkasse het gelyk en kalm gebrand. Hy het stadig sy monsteragtige kop gedraai, asof die ruimte met 'n blinde blik skandeer, en sy vlamende blik het op die swaar eikehout deur van die smidse geval, van waar gedempte, onderdrukte gehuil gekom het. Hy het net so onhaastig daarna toe beweeg. Die massiewe deur op ysterskarniere is met een kort slag van 'n oger se hand na binne gegooi en met 'n gedonder neergestort. In die skemer wat twee kinders wat teen die aambeeld gedruk het, beskerm, het 'n ou smid gestaan. In sy bewendende, maar nog sterk hande, was 'n swaar gevegshamer. In die diep versonke, moe oë was nie eers 'n skaduwee van hoop oor nie, net bitterheid en desperate, laaste vasberadenheid om die einde met eer te ontmoet, waardig van sy vak en sy voorvaders. Die stilte binne die smidse, dig en swaar, het vir 'n oomblik selfs die verre gebrul van die wêreld buite verslind, en in hierdie stilte het net hulle oorgebly. Die gevoellose werktuig en die man wat vir sy laaste slag voorberei het. Maar die einde wat na sy drempel gekom het, het geen eer of oneer, geen begrip van waardigheid geken nie. Gorik het op die drempel gestil gestaan, sy bloedrooi blik het oor die ou man, oor die kinders gegly, asof hy iets evalueer, en toe, sonder 'n enkele geluid, omgedraai en terug op die bloedbespatte plein uitgestap. Hy het die smid in verbouwereerde, sielverkielende verwarring agtergelaat. Die ou man het verstaan dat selfs hierdie gunse illusie was, lewend sou hulle van hier af in elk geval nie weggaan nie. Buite, aan die heel rand van die rokende dorpie, het die ystersjamaan na die einde van hierdie klein drama gekyk. Sy staf, wat gedurende die slagting dosyne nuwe, helder siele ingesluk het nou met 'n innerlike, donker, amper swart glans gebrand. Alle omliggende lig, daglig, weerkaats van rook, het daarnaas vuil, vaal en dof gelyk. Hy het gesien hoe sy gevoellose, perfekte skepping terugkeer en 'n paar tree verder stil staan, stille wag vir die volgende bevel, soos 'n gewas en weggeberg lem. Die tevredenheid wat hy in hierdie oomblik ergens in die diepte van sy antieke, onmenslike bewussyn gevoel het, was koud, geometries presies en volledig. Alles het streng volgens plan verloop, tot in die besonderhede uitgesorteer. Elke dood, elke sig van skrik was 'n baksteen in die opgerigte muur van sy nuwe ysterwêreld. Elke siel gevang in die kristal, was 'n druppel absolute mag in die grenslose, groeiende oseaan van sy wil. Hy het stadig sy blik van die vlamende staf na die weste opgelig, waar die digte, swart rook van die brandende dorpie saamgesmelt het met die swaar, loodkleurige wolke op die horison.
Daar agter die lyn van heuwels en riviervalleie het ander nog onaangeraakte dorpe en slapende stede gelê. Forte met hoë mure. Hele koninkryke vol onkunde en valse rustigheid. Die see van siele wat versamel, verwerk en ingesluk moes word, het vir hom grensloos gelyk, en van hierdie gedagte het iets in hom gewoel, soos die skaduwee van antieke, onversadigbare honger. Vorentoe het sy stem geklink, stil, laag, maar deur enige geraas, gedonder en gille drink soos 'n staaldiknaal deur dik vel. En die horde, as een gehoorsame organisme, wat nog een stille, rokende en stinkende vlek op die wêreldkaart agtergelaat het verder gekruip, dieper in die sag, onbeskermde liggaam van die ryk. Dit het stadig, onafwendbaar en met verpletterende geologiese krag beweeg, wat selfs die lyn van die horison en die loop van riviere verander. Dit het nou gelyk soos 'n swart, giftige, onstopbare gletser wat van die oostelike berge afgly, en niks, nie riviere nie, nie woude nie, nie afdelings van die keiserlike legioene wat gestuur sal word nie, kon sy gereelde, drukkende beweging stop. Elke nedersetting, elke uitkykpos, elke meel in hul pad het in nog 'n stille, uitgebrande punt op die kaart verander, in 'n koue pynhoop, deurtrek van skrik, bloed en swaar stilte van ewige vergittelikheid. Hulle het nie op paaie geloop nie, hulle het oor die land versprei soos 'n vlek, alle laagtes en valleie gevul. As daar 'n wye rivier in die pad was, het mantikore vissersbote en ponte by die oewers opgespoor, daarop geduik met skerp gille en saam met die verskrikte mense laat sink. As daar 'n digte, ou woud was, het hulle dit aan die windkant aangesteek, die wat in die digbos weggekruip het, uitrook en die oop veld injaag, waar hongertrop varks hulle al gewag het, geduldig swaaiend. Die strategie was eenvoudig soos 'n builslag en onmenslik in sy eenvoudigheid. Volledige omsingeling, stadige, onverbiddelike saamtrek van die ring, totale, sonder uitsonderingsvernietiging van alles wat asemhaal en onthou. Geen enkele siel moes ontsnap om vooruitlopende, paniese nuus oor die naderende iets wat erger as eenvoudige dood is, te dra, nuus oor die einde van die herinnering self. En so het hulle dag na dag beweeg, en die nagte het hul mars nie geken nie. Oogers, moeg, het reguit op die grond gaan sit, en hul swaar asemhaling het met die snork van slapende orks vermeng. Mantikore het geslaap, met hul kloue aan rotse of hoë, dooie bome vasgeklem, hul vlerke, toegevou, het so swart, verrotte seile gelyk. Net die eystersjaman het nie rus geken nie. Hy het op 'n verhewe plek gestaan, as daar een was, of bloot in die middel van die kamp, en sy figuur, gemerk deur die polsende lig van die staf, was die enigste onbeweeglike oriëntasie in hierdie see van slaap en moegheid. Hy het na die duisternis geluister, na die verre geblaf van waakhonde van nog onaangeraakte dorpie, na die geritsel van wind in die stepegras. Hy het die klop van duisende vreemde harte voor hom gevoel, hul warm, lewende vrees, hul vaal hoop, en elke so 'n ver afgelewe vibrasie van lewe het net sy koue vasberadenheid versterk. Dit was nie die mars van 'n veroweraar wat na trone en goud dors nie. Dit was 'n optog van leegheid, gedryf deur enigste wil, vir wie die hele wêreld net 'n land was, en alles wat lewe, die oes wat ingesamel moes word, sonder om 'n graankoring, saad of selfs die herinnering dat iets ooit hier gegroei het, agter te laat. Die volgende teiken in hul pad was nie 'n weerlose dorpie nie, maar 'n wagtoring by 'n ou kliprig oor 'n woelige, skuimende rivier sul verstroom, wie se water met so 'n gedonder van die berge afgestroom het dat nagesprek daaronder nie gehoor kon word nie. Keiserlike soldate, 'n paar dosyn gehard in grenskermitselings met rowers of nomadiese stamme orks, het kans gekry om vir verdediging voor te berei, iets sleg geryk. Hulle het die ingang na die brug versper met 'n hoop afgebreekte waans en sandsakke, hul boogskutters op lae, kliptorings aan beide kante van die oorgang geplaas. Hulle was gereed om woedende aanvalle van rowers af te weer, aanvalle van stepewildes, 'n eerlike, alhoewel ongelyke geveg met nie aansienlik oortreffende magte van die vyand. Maar hulle, met al hul ervaring, was nie voorbereid vir wat na hulle gekom het nie. Op dagbreek, toe die grys lig net begin ligter geword het, het hulle eerste gevoel hoe van die ooste af, van agter die verre heuwels, 'n digte, drukkende muur van stilte uitgekruip en alles rondom toegedraai. Eers het die voëlgesang in die oewerstruike verdwyn, afgekap, toe het die verre wolfgehuil opgehou, selfs die gewone geritsel van blare in die oggendbriesie, wat ook skielik stil geword het verstom. Toe het die lig self ongewone swaar, dig geword en 'n vreemde, soeterige smaak aangeneem, soos voor 'n sterk donderstorm, maar sonder voorspellers, sonder windvlaag, sonder reuk van osoon, sonder verre donderslae. En toe, in hierdie dooie, ondraaglike stilte, het hulle uit die oggend, oor die water kruipende mis op die oorkantste oewer begin verskyn.
Nie een verglistige gevegskreet het geklink nie, geen geklette van duisende swaarde teen skuldige gehoor nie. Daar was net hierdie gereelde, drukkende, alles deurdringende stilte en ontelbare oë, aangesteek in die grys skemer soos glimwurms in 'n moeras. Geel soos etter, bloedrooi soos gestolde bloed, en heeltemal leeg, sonder enige uitdrukking. Die soldate, wat in hulle lewens al die dood van maats en die paniek van rekrute gesien het gevoel hoe antieke, prehistoriese, dierlike vrees, wat uit die diepte van die geheue kom, hul bene verstram en hul kele uitdroog. Dit was vrees nie voor die dood in 'n eerlike geveg nie, maar voor iets heeltemal anders, vreemd, voorgevoellose leegheid wat nie net liggame verslind nie, maar die lewe self. Die eerste wat hierdie keer aangeval het, was nie orks of varks nie. Van die lig af, klankloos soos skaduwees van reuse, prehistoriese vlermuise, het mantikore afgeduik, die stilte net met die fluit van die geskeurde lig verbreek. Hulle giftig groen gloeiende oë het gelyk of hulle elke boogskutter op die kliptorings uit die skemer uitgelig het. Een van die verdedigers, 'n ou legioenier met grys in sy baard, het kans gekry om vir 'n maat te skreeu om te buig voordat 'n dun, skerp, soos 'n naald, angel sy stewige maleenkolder deursteek het, asof dit nie bestaan het nie, soos 'n dun hemp. Die gif in die liggaam ingespuit, het onmiddellik verlam. Hy het in 'n onnatuurlike, verkrampte pose vasgestaan, nog lewend, nog die aankomende skrik sien, maar nie meer in staat om selfs 'n vinger te beweeg nie, terwyl mantikore met stil geruis van vlerke op die borswering gaan sit, metodies, sonder moeite die verlamde liggame van ander verdedigers van die hoogte af onder, op die skerp klippe aan die basis van die torings gestamp het. Vas bevestig op hul posisie, het die legioeniers in hul hart 'n frontale, woedende stormloop van die horde op hul versperrings verwag, 'n geveg van aangesig tot aangesig, waar hulle skouer aan skouer tot die dood kon staan. Maar die vyand wat uit die eysterbuik gekom het anders gedink, sy logika was vreemd vir menslike. Die legioeniers het gesien hoe iets in die digte van die vyand se leer geskuif het, nie 'n vinnige stoot nie, maar 'n swaar, onafwendbare verskywing, soos die beweging van aardla. Uit die mis van agter die rugge van stille orks, het die ogers onhaastig en steeds klankloos na vore gekruip. Hulle reuse geboë skaduwees het die bleek lig, wat deur die rook en oggendskemer breek, verspir. Hulle het nie gehardloop nie, nie geskree nie, hulle het geloop, soos berghange beweeg, gelei deur bloot primitiewe, domwil tot vernietiging. In hulle hande, meer soos die wortels van ou eikebome, het hulle nie wapens gedra nie, maar enorme, onbewerkte klipblokke, wat gelyk het of hulle self uit die ingewande van die eysterbuik uitgeruk is. Hierdie klippe was van onreëlmatige vorm, swaar, klam van mis en bedek met antieke, ingevrete vuilheid. Die ogers het tot by die rand van die sloot genader, ten spyte van die eensame pyle wat in hulle geskiet word. Hulle varkagtige, dowwe oogies het onverskillig oor die klipstutte van die brug gegly, asof hulle die slag evalueer. Hulle het geswaai soos slingers, hul magtige spiere het onder die vel, bedek met littekens en bultjies van ou eeld, gespeel. In hulle beweginge was daar nie woede of opgewondenheid nie, net koue, metodiese vasberadenheid van 'n vakman wat sy werk ken. Die eerste klip het in die lug opgeswaai, 'n kort, swaar boog beskryf en op die granietstit met 'n oorverdowende, droë gedonder neergestort, soos die slag van 'n reuse smidshamer op die aanbeeld van die aarde. Dit het gelyk of die lug self van hierdie slag gebewe het. Die eeueoue klip, wat jare lank onder die druk van ysgang en vloed stand gehou het nie dadelik gebreek nie, dit het dof gesig, en van die punt van kontak af het 'n dun, swart kraak uitgekruip. Stof het soos 'n pilaar opgeswaai, met die rook vermeng. Sonder om te wag tot die stof van die eerste slag gaan lê het die tweede oger sy blok gegooi. Dit het effens hoër getref, in die heel basis van die boog, waar die klip, uitgevreet deur tyd en vog, die kwesbaarste was. Nie 'n gedonder nie, maar 'n skerp, droë kraak het geklink, soos 'n reuse rib wat bars. Die kraak het vertak, in die wyte en diepte uitgekruip, soos 'n weerlig, in die klip vasgevries. Van die brug af het klein skerwe gestort, geklink soos glasreën. Die derde slag was die verpletterendste. Die oger, die massiefste van almal met 'n gesig wat aan 'n stomp hout herinner, het met 'n paar swaar, hol tree aangehardloop en sy klip nie net met krag gegooi nie, maar met 'n soort antieke, blinde kennis van die swakste punt. Die blok het presies in die verstrengeling van krake, wat deur vorige slae agtergelaat is, vasgeslaan. En toe kon die brug eenvoudig nie hou nie. Dit het nie dadelik ingestort nie, maar 'n langgerekte, knarsende, amper lewende kreun uitgestraal, vol so 'n diep, antieke pyn dat die bloed in die are van elkeen wat dit gehoor het, gestol het en yskriewels oor die rug gejaag het.
Dit het gelyk of nie die klip kreun nie, maar die siel van die vesting self, die basis van die wêreld van hierdie plek, wat sy steen verloor. Die graniet, wat 'n oomblik gelede nog 'n simbool van onwrikbaarheid was, het skielik sy monolitiese aard verloor. Blokke so groot soos 'n wa het nie begin val nie, maar stadig met verskriklike geknars en gekraak van hul eeueoue plekke afgeskuif, die klam, donker, los hart blootgelê, saamgepers deur eeue, maar nie die monsteragtige druk kon hou nie. Die messelaar se mortel het as wit stof uiteengeval. Die steenpunte het geskuif, gekantel en die sentrale boog, sonder steen, met 'n dof, finale gerommel, soos die doodsretel van 'n reus, het ondergestort, die oorblyfsels van die spannings in die borrelende, koue afgrond van die rivier saamsleep. Daarna toe het ook 'n paar verdedigers gevlug, wat desperate in die laaste oomblik probeer het om weg te spring van die vervallende rand direk onder hul voete, hulle kort. Afgekapte gille het dadelik in die oorverdowende gedonder van vallende klippe en die gebrul van skielik bevryde water, wat dadelik 'n broederlike graf vir hulle geword het, verdwyn. Nou was die oorblywende lewendes in 'n dodelike val op hul oewer van alle paaie van terugtog afgesny, en kon net magteloos kyk hoe die volgende, onverbiddelike en stille golf van ondergang na hulle beweeg, oor reuse brokstukke en regdeur die woedende water. Afgesny van alle redding deur die woelige, nou onoorkomelike rivier, het die oorblywende verdedigers instinktief in 'n digte, bewendelde sirkel rondom hul grysharige kommandant saamgetrek, tot by die witter word van knokkels aan wapens vasklem. In sy gesig, verkil van koue woede en bitter begrip, het hulle tevergeefs na ten minste 'n sweempie hoop na 'n slinkse manoeuvre gesoek. En deur die waterchaos, deur die klowe giftige rook en skuim, het die stille, oneindig roerende muur van vlees, chitin en metaal op hulle toegeneem, groeiend. Die rivier, wat altyd hul getroue bondgenoot en natuurlike grens was, het hulle nou verraai, 'n pad vir die vyand geword. Deur sy ysige, borrelende skuim, tot by die bors en selfs tot by die nek in die verkielende water, het die oogers onhaastig en met gedrewe kalmte geloop. Die magtige stroom, wat perde omgegooi en balke weggevoer het net hul reuse, met littekens bedekte lywe geswaai so seewier, nie in staat om van die pad af te skuif nie. Hulle het geloop, en die water het letterlik by hul massiewe liggame gekook, wegtrekkend voor die blinde, onstopbare krag van spiere. Agter hulle, soos skaduwees, met lang geboekloue aan die glibberige klippe van die bodem vasklem, soos demone van die hel self, het varks uit die diepte geklim, hul nat, verkleefde pelse het dof geglinster en hulle oë, sonder wimpers, het vonke van primitiewe, onversadigbare woede geslinger. En oor die brokstukke van die brug bo en basisse, wat soos verrotte tande uit die water uitgesteek het orks al met onnatuurlike behendigheid en snelheid oorgeloop, van klip na klip gespring. Wat na die deurbraak gevolg het, kon nie 'n geveg in die eerlike sin van die woord genoem word nie. Dit was 'n wrede, ongelyke uitruil, menslike vaardigheid en dissipline vir monsteragtige, betekenislose massa, koue dapperheid vir volkome, dierlike afwesigheid van vrees. Die verdedigers het geveg met woedende wanhoop van verdoemdes, wetende dat daar nêrens is om terug te trek nie. Stale, deur jare diens geslypte klinge het hul teikens gevind, met gekraak en groen, gespierde vleis vasgesteek, bene onder harnasse gebreek. Maar elke slag, elke suksesvolle aanval het niks, in wese, in die algemene prentjie van die geveg verander nie. 'n Gewonde ork met 'n swaard uit sy buik uitsteek, is deur sy familielede bloot stilletjies op sy gestoot, soos 'n gebreekte, onnodige werktuig, en op sy plek in die slaghorde het dadelik die volgende een gestaan, met dieselfde leë, nie siende en terselfdertyd hongerblik vooruitgerig. 'n Oger, wat in die hart van die saamgedronge vegters ingebars het dadelik 2 van hulle by die kraag gegryp en, met dom, onhaastige metodiesheid, hulle bloedige helms teen mekaar geslaan. Die geluid was nie hard nie, gedempt en daarom oneindig sleg, onnatuurlik, asof 2 rype, oorryp pampoenvrugte onder die gewig gebars het. Die laaste, swaargewonde legioenier, die bevelvoerder van die wagtoring, het op die grond, taai van vergote bloed en week modder, neergestort, en in die skielik ingetree klinkende stilte, wat die gekletter en gille vervang het, kon net die eentonige plof van water teen klippe en die swaar, gesny van die wenners, wat die buitryk gehoor word. En toe, presies in hierdie oomblik van stilte, het hy op die verowerde oewer gestap. Die eystersjamaan het die rivier oorgesteek sonder om die water aan te raak, asof hy dit verag. Sy reuse oogers, skouer aan skouer staan, het vir hom 'n lewende, onwrikbare en stille brug geword. Op die vaste, nog rokende van chemiese ontbinding grond het hy in daardie selfde oomblik gestap toe die bloedrooi kristal van sy staf, intens polsend, asof dit naby kos geryk het, onsigbare tentakels na nog warm,
nog rokende oorblyfsels van lewe liggame uitgestrek het. Die siele van hierdie krygers, gehard deur plig, eed en broederlike trou, het in die dagbreek grys skemering helder, volhardende, amper wit vonke gebrand. Vonk na vonk, hulle het met stil gesis van die sterflike, verminkte vleis afgebreek en kronkelend in die onversadigbare, donker diepte van die klip ingetrek. Met elke verslinde siel, met elke porsie gesteelde lewenskrag, het die silhouet van die sjamaan, wat gelyk het of hy waarneem, digter, donkerder, onwrikbaarder geword, kenmerke van nie 'n lewende wese nie, maar van 'n gruisame natuurformasie aangeneem. Hy het nie verrys soos 'n triomferende veldheer onder 'n juigende leer nie, maar soos 'n swart, koue son in die middel van 'n nuutgebore, dooie heelal, wat alle ander klein bronne van lig en warmte na hom toe trek en sonder oorblyfsel uitdof. Toe het begin wat, in die primitiewe, maar duidelike begrip van die horde, alles beplan was. Wat 'n minuut gelede nog mense met name, grade en herinneringe was, het nou bloot hulpbron, grondstof geword. Kos. Oogers, terwyl hulle stewige harnasse van die lywe afstroop soos die dop van 'n gekookte kreef, het hul reuse, vuil pote na vars, nog warm vleis uitgesteek. Varks, dof van ongeduld gegrom, het hul lang slagtande daarin vasgedruk en hulle jesse gegrom het met die laaste, doodsretels van diegene wat nog nie deur die staf aangeraak is nie, vermeng. Orks met praktiese berekening van ervare slagters, het trofee, die vleisagtigste stukke afgekap, dit op spiese gespyker en, deur brokstukke van die versperring en uitgegooide gereedskap uit die vernietigde kaserne te gebruik, direk op die oewer dosyne vure aangesteek. Gou het by die bekende, buitende reuke van bloed, gif en vrees 'n nuwe, afskuwelike, soeterig, wrang en na reuk van gebraaide, menslike vleis bygekom. En hierdie daad was sy eie verskriklike, eysterorde, sy eie monsteragtige, maar onweerlegbare logika van die nuwe wêreld wat hulle gedra het. Die vyand moet heeltemal verdwyn sonder 'n spoor. Sy siel vir mag en magie. Sy vleis vir fisiese krag en versadiging van die leer. Niks moes verlore gaan nie, alles is benut. So metodies en onverbiddelik, en nie renus agterlaat nie, maar 'n uitgebrande, stille woestyn, het die leer al dieper en dieper in die nog lewende, warm lande van die ryk ingeknaag. Die boodskappers van hulle verskriklike pad was nie verskrikte vlugtelinge nie, want daar was nie oorgebly nie, maar ontelbare, digte pilare swart, olierige rook, wat een na die ander op die oostelike horison opgestyg het, so stille, onheilspellende wegmerke wat die afstand aangedui het. En agter hierdie aaneenlopende rookgordyn, onder die ysige, nie siende blik van die eystersjamaan, het die donker mag, gevoed deur wanhoop en pyn van duisende, opgehoop en versterk. Elke versamelde siel het die bloedrooi lig van die staf helderder, dieper, onversadigbaarder gemaak, en die wil van sy eienaar, vaster en absoluter. Hy het nie meer net na 'n sekere teiken geloop nie, hy het selfs die ruimte daarvoor verslind, agter hom net grafstilte, koue as en die versadigde, tevredige grom van sy eindelose, ewig hongerhorde gelaat. Die groot oes, wat by die poorte van die sitadel begin het krag en spoed gekry, en sy oes was oorvloedig, bloedig en genadeloos soos die hou van 'n sekel. Dankie vir u aandag. Ons hoop regtig u het die boek geniet. Like en teken asseblief in om die volgende deel of hoofstuk te kry.